Ek wil baie graag net gou 'n video gemaak het oor alles wat gebeur vir 2025. Dis absoluut 'n warwoel van gebeurtenisse in 'n kort tydjie van 2025 en daar is 'n ongelooflike klomp van die H2A manne en vrouens wat tans ervaar dat dit vat baie lank laat die papierwerk deurkom, dit vat lank laat die boere terugkom en dan is daar 'n hele klomp van die H2A manne wat sukkel om weer terug te gaan hierdie jaar waar baie boere gesê het dat hulle gaan bietjie afskaal of hulle gaan minder H2A ouens gebruik. Wat ook al die rede is ouens, daar is ongelooflike klomp goed wat gebeur en ek dink daar's 'n groot bottleneck en ek wou net so graag bietjie vir julle verduidelik het oor die bottleneck wat tans gebeur. Ons het nou 'n nuwe of Amerika het nou 'n nuwe president gekry, so met ander woorde daar's nuwe mense aangestel, daar's mense gefire, so toe president Trump nou kantoor vat, toe het hy nou 'n bietjie huis begin skoonmaak, so ek dink daar het ook 'n bietjie van 'n bottleneck gebeur in terme van aansoeke en mense wat werk met die aansoeke. En dan het jy ook 'n situasie waar baie van die boere het dalk Meksikaners gehad wat dalk nie al die papierwerke goeders gehad het, so hulle het bietjie rondgeskarrel om te kyk of hulle miskien so een of twee van daai ouens op die boeke kan kry. So ons sit nou met 'n tregtertjie met 'n groot bek en 'n klein gaatjie, so ons almal wag in spanning vir ons papierwerk. Sommige ouens is al klaar oor, so ons is baie dankbaar vir dit. Ouens, ek wil vinnig praat met julle oor wat Trump geteken het, 'n executive order wat hy geteken het oor die opsie vir Afrikaners of Suid-Afrikaners. Dis 'n baie vaag stelling daar gewees van hulle om nie spesifiek te wees wie dit almal insluit nie. Ek dink almal wag vir dit, maar in elk geval nie te min nie maak nie saakie. Daar is 'n awesome geleentheid wat wag. Ons wag almal in spanning om te sien wat gaan gebeur in terme van die reëls en die riglyne van die refugee opsie wat president Donald Trump aangebied het vir Suid-Afrikaners, wie die Suid-Afrikaners almal is en wat die klassifikasie is daarvan Suid-Afrikaners, sal hulle ook seker dalk bietjie vir ons beter inligting kan gee. Maar ouens, as jy gekyk het om in Amerika te gaan werk op die H2A program of op enige H2 visa of op 'n EB3 of op 'n H1 of wat ook al, dit is nie altyd so maklik nie. Ek weet van honderde, as dit nie duisende ouens is wat sukkel om in te kom op die H2A program en hier is 'n guldige geleentheid wat aangebied word deur die president van Amerika, die grootste land, beste sterkste ekonomie in die wêreld, nooi ons om soontoe te kom, om daar te kom bly. Ons kan dadelik begin werk. So die reëls met die refugee status, as ek gaan 'n video link in die deskripsie of ergens in die comments wat julle bietjie kan gaan kyk wat is die reëls rondom refugee en net kort, net baie kort. As jy Amerika toe gaan as 'n refugee, is daar 'n opsie dat hulle jou kan help om te gaan. Daar is 'n opsie dat hulle jou ook kan help vir 'n tydperk terwyl jy daar is om dan te soek vir werk. Hulle in party gevalle waar hulle dan jou ook dan help om werk te kry en dan jou help bietjie met behuising en medies en sulke tipe goeder. So dit is awesome. Ek dink hier is 'n geleentheid wat ons moet aangryp met al twee hande. As jy sukkel om werk te kry in Suid-Afrika en jy sukkel om in te kom op enige H2A, H2B program om te werk in Amerika, is hierdie regtig ouens, dit is 'n awesome gulde geleentheid wat jy met al twee hande moet aangryp. Hoe dit gaan werk, weet ons nog nie presies nie, maar gaan kyk die video wat hier in die deskripsie is. Ek sal dalk vir julle hier op die skerm ook sit hoe die videoetjie lyk as julle hom gaan search op YouTube. Baie goeie inligting. Ek volg ook vir Chris Watts, die kolonel. Hy gee baie goeie inligting. En ouens, net kortliks, moenie glo wat die mainstream media sê oor wat Trump vir ons geoffer het nie. Obviously is daar baie propaganda. Ons weet die media behoort aan die ANC. Ons weet dat hulle alles wil probeer beheer met propaganda en verkeerde inligting. So ouens, moenie alles glo wat jy sien op TikTok of sien op Facebook of sien op social media en dan besluite neem volgens dit nie. Kry die regte feite, verstaan waaroor dit gaan, verstaan hoekom dit gebeur en verstaan dat dit jou situasie, jou posisie drasties kan verander. En dit is baie exciting. En ek is excited om te sien wat gaan gebeur. My Space Mars en wat ek sien gebeur is dat daar gaan honderde duisend ouens gaan waarvoor ek baie bly is, want dit is ouens, en ek weet die ouens wat my volg, en ek weet die ouens wat my channel volg en op my social media volg maar ons is maar almal ouens, ons is maar daar in die laerklasse, ons is maar hier onder die broodlyn. So ek praat met jou. Jy het 'n guldige geleentheid nou om 'n beter lewe vir jou en jou familie te maak. So obviously ook dan nou met die refugee status kan jy, jou vrou en jou kinders, as jou kinders onder 21 is, kan almal saam gaan. Ouers kan so ek dink ook nie daar's 'n regte ouderdomsbeperking nie.
So oom en tannie, as jy nou gewonder het wat gaan vir julle word, julle kan ook aansoek doen. Ek dink hulle sal dit dalk in terme doen saam met die kinders. Ek weet nie, ons weet nie, daar is nog baie inligting wat 'n bietjie duister is, maar dat die geleentheid daar is en ouens, ek sien dit so dat onthou julle die Titanic, nee, ons ken almal die Titanic, ons het daai fliek gekyk, ons het gesien hoe sink die Titanic toe hy die ysberg tref. Nou, ek sien Suid-Afrika baie so, dis maar net my opinie. Ek is nie 'n professionele landanalis wat kan predicaments maak nie. Dis maar net my eie opinie, is maar net my eie siening, maar ons is besig om te sink. Suid-Afrika sink, is die Titanic, ek dink almal weet dit, almal sien dit, maar wat ek agtergekom het is, onthou julle toe die Titanic sink, die water het eers begin inloop heel onder. So jou laerklasse, 4de, 3de, 5de, 4de, 3de klasse goeders, daar is die water eers begin inloop, en dit is die ouens, en dit is soos maar ons is ook al onder. Die ouens al bo, eerste klas, hulle dink nie die skip sink, hulle party, hulle gaan aan, hulle geniet hulle lewe, hulle geniet hulle geld, hulle rykdom, hulle besef nie regtig eintlik wat aangaan nie. En hulle dalk gehoor die skip sink, maar nou praat hulle onder mekaar, nee, maar hierdie skip kan nie sink nie. Dis onmoontlik. Maar nou, ons wat hier onder is, ons sien die skip sink, so hier's 'n geleentheid vir jou, want daar het 'n boot nou langs die Titanic kom intrek. USA refugee boat option. So ou, dit is absoluut amazing. Ek bedoel, hierdie boot kom trek langs die Titanic in en hy sê, ouens, kom ek help julle wat refugee status soek in Amerika. Kom, hier's 'n geleentheid vir jou. Julle skip sink. Klim op ons skip, kom werk daar by ons. Die geld is goed. Ouens, en ek getuig self. Ek werk al 'n hele paar jaar in Amerika. Dis 'n ander lewe daar. Dit is nie ons kultuur nie. Ja, dit is nie my land nie. Ja, dit is al hierdie goeders, maar luister net wat ek sê. Amerika se ekonomie of die dollar kan jy nog op 'n minimum wage, op 'n klein basiese salaris kan jy 'n goeie lewe leef. Kan jy in Suid-Afrika op 'n basiese klein salaris leef? Jy kan nie. Ek bedoel, ek dink jy moet iets soos 40,000 'n maand nou hê is die average. Jy moet R40,000 in Suid-Afrika of R35,000 in Suid-Afrika maak 'n maand om 'n huis te kan betaal, medies, kar, kinders uit te sorg, kos, versekerings. Dan praat ek nou nog nie eers van beleggings en goed wat jy dalk elke maand 'n paar rand wegsit nie. Ouens, dis belaglik. En in Amerika kan jy al daai goed doen op 'n minimum wage. So, dis kom ek sê. Ek dink EIAL nuus het vanoggend uitgebring dat jy verloor nie jou citizenship as jy oorgaan as 'n refugee nie. Dink mooi wat ek sê, hoor mooi wat ek sê en gaan ondersoek dit. En ons media hierso, of die mass media wat beheer word deur die politieke partye, sê jy verloor jou citizenship, jy kan nooit weer terugkom nie. Daai ouens is alles propaganda om jou bang te maak. Onthou nou, jy's op die Titanic, hy sink. Nou sê daar, jy wil oorklim. Nou is almal hier, nee, moenie oorklim nie, ons sink nie. Jy het nie genoeg geloof nie. Jy moet glo, hierdie skip gaan regkom, hierdie boot gaan nie sink nie. Ouens, ek dink die skrif is teen die muur, al lankal. Die skrif is teen die muur. En ek sien dit al hoe meer die laaste 5 jaar. Ek het geglo, ek is nog steeds 'n gelowige, ek glo, my land, ek sal veg vir my land. Ek doen baie. Ek gaan maak dollars, en meeste van die dollars kom spandeer ek in hierdie land. So, ek contribute in my ekonomie. Ek contribute, daai dollar wat ek daar maak, kom spandeer ek hier in Suid-Afrika. So, okay, Suid-Afrika sien dit nie, hulle worry nie. Die regering worry nie, okay. Hulle worry nie ook dat die boot besig is om te sink nie. Maar nou wil hulle 'n klomp ouens saam met hulle onder toe vat. Ouens gaan kyk 'n bietjie waar lê die Titanic vandag. Dryf hy nog hier op die see rond? Nee, hy lê onder die bodem van die oseaan. Hulle het 'n ander boot gaan bou. Ouens, as jy sien wat ek sien, en ek wil nie my opinie op enigiemand afdruk nie. Ek wil net hê julle moet verstaan wat besig is om ons land te gebeur. En ek sê dit met baie respek. Die Titanic upper class. Ek praat nou van die cream of the crop. Jy weet, die manne wat nou die gitaar slaan en al ons geld eet en vir ons lieg en goeters. Hulle lewe baie lekker. Ja, en ek weet, daar's baie van my wit vriende, wit Suid-Afrikaners wat besighede het en goed doen. Prys die Here vir dit. Ek is bly vir hulle. Maar pas op dat jy ook nie, as die skip nou gaan sink, alles verloor nie. Okay, Jacques, wat weet jy? Ouens, ek wil nie eintlik oor politiek praat nie. Ek sê maar net, daai ouens wat daar bo sit, is nie bewus regtig van wat hier aangaan nie. Dink 'n bietjie mooi. Die president van Amerika, met die grootste army in die wêreld, wat jy dreig hulle nie, jy praat nie sleg van hulle nie. Jy wil hulle hê as 'n ally. Nou sê ons land, die Titanic wat besig om te sink, ons het jy nie nodig nie. Maak statements, sê goeters, ek meen, okay, nou tree USA in, hulle gee ons 'n offer. Ouens,
daai skip sink en hier staan die USA skip langs ons skip en sê klim. Hier's 'n opsie uit. OK. Hoekom die USA dit gedoen het? Baie redes, ons weet nie alles presies nie. Daar's altyd 'n kap agter die byl. Ek gaan nie daarin gaan nie. Ek is nie 'n politieke analis nie. Maar ek is maar net 'n gewone Suid-Afrikaner soos julle wat kyk na my kanaal. Ek is 'n gewone Suid-Afrikaner net soos julle wat sukkel. Ek werk in Amerika, maar ek sukkel nog steeds want ek bedoel die geld wat ek in Amerika maak, ek nog of die 9 maande wat ek daar werk, moet ek nou deur 12 deel, dan maak ek nou klaar weer 'n bietjie minder. Die goed raak duurder. Elke dag raak goed net al hoe meer duurder. Mens kan nie meer in Suid-Afrika 'n bestaan maak nie. Come on, realisties. OK, so kom ons sê 'n wonderwerk gebeur. Wonder bo wonder kry iemand 'n politieke party dit reg om daai kraak waar al die water inkom te seël. En die skip gaan nie sink nie. OK. Wie gaan Suid-Afrika regryk? Hier is my vraag. Gaan die ANC dit doen? Absoluut nie, hulle gee nie om nie, hulle wil nie. OK. Gaan iemand in die ANC opstaan? Ek weet nie. Is daar iemand? Ek weet nie. OK, kom ons sê iemand staan op. Iemand staan op, fight vir Suid-Afrika, fight vir die mense van Suid-Afrika. Hy kry dit reg om die hele regering om te swaai, wat onmoontlik is. Maar iemand kry dit reg. Kom ons sê iemand kry dit reg. OK. Gaan daai ou dadelik vir ons kan werk aanbied of besigheidsgeleenthede skep, dat ons nie hoef oor see te gaan nie. Nee, dit gaan nog 10, 20, 30 jaar vat om die situasie wat ons land in is, om te draai. So ouens, wat sou ek gedoen het, as ek in jou skoene is? OK, ek is nou gelukkig, ja, ek het 'n H2A visa, wat ek nou weer eens voorwag, elke jaar moet ek aansoek doen vir my H2A visa, dis altyd 'n gebedssaak, is altyd 'n geloofsaak, gaan ek dit kry, gaan ek my papierwerk kry, gelukkig kry ek dit nog elke jaar, OK. Maar hier's 'n geleentheid om in Amerika te gaan werk op 'n refugee status, waar jy na 'n jaar kan aansoek doen vir jou groen kaart, waarmee die Amerikaanse regering jou sal support in terme van koste. En ons almal weet wat 'n groen kaart kos, tussen 15 of 20 000 rand. OK, jy moet 'n sponsor hê. Al daai goeders val nou op jou skoot as jy oorgaan as 'n refugee. Wat beteken dit as jy 'n groen kaart het? Jy het access. Jy kan hier in 'n vliegtuig in Suid-Afrika klim en oorvlieg. Jy het nie visas nodig, jy hoef nie papierwerk goed te kry nie. As jy 'n groen kaart het of 'n citizen is van Amerika, dan weet ons mos nou wat jy access. Jy kan heen en weer gaan en dan as 'n refugee in Amerika wat 'n groen kaart kry eventually na 'n jaar of 2 of 3. Want jy sien baie ouens sê ja, as jy nou oorgaan as 'n refugee mag jy nie terugkom nie. Dis nie waar nie. Baie ouens sê as jy oorgaan as 'n refugee in die 4de jaar wanneer hulle nou weer 'n nuwe president kies, dan kan daai president nou sê nee, die refugees moet nou uitgaan. Dis nie waar nie. Daar's reëls, daar's wetgewing wat selfs 'n president nie kan override nie. Dit moet deur parlementsittings en ons verstaan nou al die prosesse waardeur dit moet gaan voordat sulke besluite geneem kan word. In elk geval, as 'n refugee het jy baie reëls. Jy het baie voordele as 'n refugee. En een van die goeters ouens wat ek sal sê wat jy moet met al twee hande aangryp, is daai dag as hulle sê ouens, yes, ons is nou oop, kom doen aansoek. Jy moet reg wees. Jou internet connection moet aan wees. Hulle sal dit seker online doen. Ek kan nie wag ouens. Ek sien hier 'n awesome geleentheid. En ek soos ek sê, ek ken baie Suid-Afrikaners in Amerika wat daar bly permanent, wat besighede het, of hulle werk vir iemand, of hulle het 'n geleentheid gekry, of hulle het hulle groen kaart, maak nie saak nie. Daai mense is gelukkig soos varke in Palestina. Hulle is gelukkig om dollar te kan verdien en om 'n beter toekoms en lewe vir hulle familie te kan bou. Hulle kan selfs geld nog Suid-Afrika toe stuur vir familie wat agtergebly het of wat ook al die geval mag wees. So ek dink ouens, kyk net met oop oë en 'n oop gemoed wat om ons aangaan. Gaan dinge verander? Not likely. Soos ek sê, al kom Superman en hy vat die hele land oor, gaan dit nog 'n hele paar jaar vat om alles weer reg te kry, om alles weer in plek te kry, om die rand op te bring waar ons goeie salarisse kan verdien of waar ons besighede kan begin sonder enige rassistiese wette. Ek meen ek dink as 142 raswette teen ons, as jy nou 'n bietjie wit is, om wat diskrimineer teen jou. Ek weet nie of julle dit eers geweet het nie. Jy kan nie 'n land bou so nie. Maar anyway, hulle worry nie, hulle wil nie 'n land bou nie, hulle wil hom afbreek. So ouens, hier's 'n goue geleentheid, my opinie. Ek sal like om te hoor wat julle sê. Wat julle sê in die comments. Ek waardeer almal wat my volg. Dankie vir almal se support. En ouens, ek net gou vinnig noem, nou die 22ste Februarie 2025
dis nie die naweekie, dis volgende naweek, soos jy nou die video kyk en jy oorweeg dalk om na die inligtingsdag toe te kom, die H2L inligtingsdag. Ons gaan lekker gesels. Ons het 'n baie suksesvolle inligtingsdag gehad hier so in Kimberley. So die ouens leer hoe om werk te kry in Amerika. Ons leer jou hoe om werk te soek, hoe om jou toolbox reg te kry, hoe om jou skills te identifiseer, hoe om jou CV op te stel. Ons doen al die basic goeders wat die belangrikste goed is. En as jy al daai goed het, dan weet jy, yes, kontak die agent, my goed is reg, kontak die boer, my goed is reg. En ons praat met ouens wat in Amerika werk. Soos ek sê, ek deel my experience. Daar gaan agent wees wat ons mee gaan praat en al die vrae wat ons wil vra. En ouens, ons gaan lekker eet. Ek probeer met hierdie goeders die koste so laag hou. Dit is absoluut net belaglik hoe duur goed geword het, maar jy kry 'n welkom pakkie. Ons gaan nou lekker eet saam. Dis van 9:00 tot 2:00, 9:00 die oggend tot 2:00 by die Padstal in Centurion. So as jy die inligtingsdag wil bywoon, ek dink daar's nog 'n paar kaartjies oor, ouens. Moet my nie slag nie as dit uitverkoop is, sorry. Ek sal kyk of ek dit meer live kan doen, dan is dit meer bereikbaar vir baie mense. Maar ek doen dit so waar mense my kan ontmoet. Mense kan my hand skud. Jy kan sien wie ek is. Ek is ook maar net 'n mens. Jy weet so. Dis vir my lekker om daai dae aan te bied waar daar face-to-face kontak is. En so dis kom ek dit doen. En dit kos ongelukkig geld. Ek het sponsors h2ibuddy.com. Ouens, as jy ook sukkel om werk te kry, as jy nie regkom by agente nie, gaan registreer daar. Hulle diskrimineer nie. Jy kan enige Suid-Afrikaner wees, enige kleur, enige man of vrou, maar jy kan hier gaan registreer vir niks. Dit kos jou nie geld nie. As jy wil hê jou profiel moet meer sigbaar wees of bo wees by die search pages, dan kan jy 'n voetjie betaal vir advertensie dan om jou profiel net meer bekend te maak. En net so vinnig, baie mense vra my oor HUI-Buddy. HUI-Buddy is 'n platform waar jy jou profiel oplaai verniet en dan vir jou bemark oor see. Hoe cool is dit? Dit is amazing. So, met ander woorde, jy het nou 'n geleentheid om jou profiel te bemark verniet, of dan as jy wil jou profiel heel bo op die search pages hê, kan jy 'n paar randjies betaal en jou profiel is heel bo of wat ook al, maar ek het gesien hoe baie dit mense help om net te weet hulle het 'n lyn in die water. So ouens gaan check dit uit, HUI-Buddy. Dankie ook aan HUI-Buddy. HUI-Buddy is maar 'n groep ouens wat saamgekom het en besluit het kom ons help mense, jy weet so. Maar en dan baie dankie ouens. En dan as jy my wil join, die 22 Februarie by die inligtingsdag en jy is 'n gesoute H2A man of vrou en jy wil deel wees van die inligtingsdag, sal ek dit ongelooflik waardeer. Dis vir my altyd baie lekkerder om met ander mense te praat en vir ander mense die geleentheid te gee om hulle experience met mense te deel wat nog nie dit experience nie. So as jy belangstel, drop my 'n comment of stuur vir my 'n e-mail dat ek jou kan betrokke kry daai dag, ouens. Ek sal dit ongelooflik waardeer. En ouens, dis dit. Ek het baie seker maar nog om te sê oor die situasie van ons land, maar my channel is nie oor dit nie, my channel is positief. Maar ek dink, kom ons wees oopkop. Jy weet, ek meen, as die boot sink en daar's 'n boot langs jou wat jou kan help, ek bedoel, hoeveel breinselle moet jy hê om daai uit te figure? Maar anyway, ouens, onthou, vandag gebeur net een keer, maak dit amazing. Ek hoop om julle in Pretoria te sien. Awesome dag vir julle. Dankie vir die support.